Welkom hier by Afbreekpunt. Dis ons nuwe weeklikse geselsprogram hier op Raakvat Rugby, jou Afrikaanse rugby kanaal waar ek so 'n bietjie van my eie gedagtes met julle gaan uitruil vir julle sê wat ek dink oor goeters wat gebeur in die wêreld van rugby. Ek sal graag hoor wat julle dink daarvan. Julle is welkom, los asseblief 'n kommentaar hieronder. Laat my weet of jy dink ek rook my kouse en of daar enige beriete is en wat ek sê. En moenie skaam wees nie. Julle was nog nooit skaam nie, so ek is meer as bereid om met julle te gesels. Dat maar net die gewone reëls van hoflikheid. Ons noem mekaar die name nie. Maar andersins is jy welkom om jou opinie te lig. Terwyl ons daaroor praat, asseblief maak seker jy druk daai subscribe knoppie. Ons probeer by 1000 subscribers uitkom voor die einde van April. Tyd raak nou 'n bietjie min. Ons kort nog so 30 van julle. Jy het baie gehelp dit nou toe. So maak asseblief seker ons kom oor daai toelyn. Dit is 1000 subscriber kanaal. So ja, dankie vir jou ondersteuning. Kom ons praat 'n bietjie oor vandag afrigters en natuurlik ook vaardighede. Dis die twee goed wat my bietjie pla op hierdie oomblik. En ek het nog kyk die laaste tyd my vriend Harry Jones het natuurlik die Harry Index. Hy noem dit is 'n vreemde ding. Hy weet nie eintlik waar dit vandaan kom nie, maar vir almal is hy brein kan. Die punt is net in daai Harry Index noem hy Leinster as die beste rugby span, klubspan in die wêreld op die oomblik. En hoe kon dit nou wees? Leo Cullen is hoofafrigter natuurlik 'n gewese internasionale rugby speler. En daar was 'n paar gapings geweest. Ons het 'n paar keer sien Leinster het 'n paar keer al vasgeval teen die bulle. Onder andere en wat hulle byvoorbeeld die Kampioenbeker of die Champions Cup moes gewen het wat hulle nie kon wen nie en hy het geïdentifiseer daar's 'n probleem met hulle verdediging en natuurlik ook 'n bietjie van 'n probleem met hulle afrigting. Wat gaan doen hy? Hy gaan werf 'n ou soos Jacques Nienaber, die hoofafrigter van die Springbokke nogal, maar 'n man wat wêreldbekend is vir sy verdedigingstegnieke en taktieke. Aan die ander kant, aan die aanval bring hy vir Tyler Blyendal in, 'n voormalige man wat in Nieu-Seeland se rugby gespeel het, ook 'n bietjie afgerigheid daar in by die Hurricanes en so voorts. Ja, hoe goed is die aanval? As jy vir Harlequins 62-0 kan wen en net daarna vir Glasgow Warriors, die verdedigende URC kampioene 52-0, dan weet jy het 'n goeie aanvalsagter, maar terselfdertyd daai 0 aan die ander kant wys vir jou het 'n goeie verdedigingsagter. So vir my is Leinster boonop talentvolle spelers wat hy het, ook die afrigtingspan is waarskynlik die beste in klub rugby in die wêreld. Daar is natuurlik baie ander klubs wat goeie afrigters ook het, maar ek dink in daai opsig die feit dat hulle ook gesien word as die beste klubspan in die wêreld op die oomblik, sê vir jou iets van daai afrigtingskorps. Nou kyk ons na die Suid-Afrikaanse spanne en ons vergelyk wat ons het teenoor wat die standaard daar in Ierland is. En ek het gister met John Cardinelli daaroor gepraat van Rugby 365. En so oor elke Suid-Afrikaanse franchise gegaan en na elke van hulle se probleme gekyk, maar ons wil spesifiek in hierdie episode kyk na die afrigtingskorps. En ons begin sommer daar by die Lions. Begin weer soos pile te boogheid, tweede op die punte leer hier die vroeg in die URC. Ons het geweet dit, so dat waarskynlik nie volhoubaar nie, want hulle het nie diepte nie. En hulle het alweer 'n klomp spelers hierdie jaar verloor ook, natuurlik ook in die Sharks, maar my vriend Rian Lou het omtrent 'n kleintjie gekry daaroor. Het of hulle merwe is nou weg en die Tsutsuka broers is weg en hele klomp van hulle is weg. Maar ja, ons het verwag hulle gaan 'n bietjie uitsak, maar om op 14de of wat ek al op die punte leer te gaan lê, dit het ons nie sien kom nie. En op tuisbodem te verloor teen 'n span soos Benetton. Nou ja, ek weet Benetton het baie internasionale Italiaanse spelers in. Hulle lê 5de op die punte leer, so hulle is nie 'n Paluca span nie. Maar ons weet ook daar is 'n bietjie probleme by Benetton. Hulle het ook hulle afrigter afgedank in die loop van die seisoen. Hy bly nou aan tot die einde van die seisoen, maar hy is op pad uit. Ek weet hulle is besig om te werf vir nuwe personeel daar. So is nie asof Benetton op hulle stukke is nie en hulle het nog steeds 'n ordentlike losing gegee daar vir die Lions. Die vraag wat ek wil hê is, hoekom is die Lions nommer 1 so wisselvallig? Gaan wen die Sharks 40 ietsie op Ellis Park, net om die week daarna te verloor teen die Sharks op Kings Park, alhoewel hulle baie naby gekom het. Dit is of baie goed of baie sleg. Dit herinner my baie aan die Stormers waaroor ons nou sal praat. Wat gaan aan daar? Groot vraag is, as nou kyk na die goue standaard, die hoofafrigter wat op 'n sekere standaard is met sy twee hulpafrigters en natuurlik almal onder hom aan verdediging en aanval, wat die Lions, Gershon Royan, Jacques vir die verdediging, Ricardo Louwsher waarskynlik op die aanval, agter die afrigter. Is die probleem dat hulle nie die regte spelers het nie, of is die probleem dat hulle nie die regte dinge uit die spelers uit kan kry nie? Ek weet nie. Dis 'n probleem daai, maar ek dink die dobbelsteen het gerol hierso vir Gershon Royan. Ek dink waarskynlik gaan daar 'n paar veranderings gemaak moet word. Ek dink ook terselfdertyd die probleme by die Lions is dieper as net die afrigtingskorps. Ons weet Ellis Park is 'n probleem, niemand wil meer so toe gaan nie. Ons hoor die hele tyd stories van dis nie veilig nie en dis dalk nie so onveilig dat mense dit uitmaak nie. In feite die saak is, weet, dis maar 'n storie wat nou sy eie lewe begin kry en begin hardloop.
So het gepraat oor hoekom speel die Lions byvoorbeeld nie hulle wedstryde op kleiner velde nie, wat jy minder mense nodig het om dit te laat vol lyk nie, daai tipe goeters. Maar natuurlik ook daar's geldelike probleme by die Lions. Hulle het nie sulke diep sakke soos die ander unies nie. Hulle kan nie noodwendige spelers koop nie, hulle kan nie noodwendige spelers behou nie. Maar dat die spelers wat hulle wel het, word laat gaan. 'n Speler soos Saneli Nohamba wat nou in Japan speel. Hy was aan die einde van die vorige jaar die speler van die seisoen vir die hele jaar hier gewees. Van al die spanne. Weet in 'n span soos die Lions wat nie regtig die ligte uitgeskiet het. Dit sê iets van hom. Op 9 en 10 gespeel en ons weet hy het tekortkominge as 'n 10 jaar, dit is wel so. Maar om dan binne 7 maande na die einde van daai seisoen weet onseremonieel jou kontrak gekanselleer te kry en dan gesê gaan nou maar Japan toe as jy lus is en dan die storie te vertel dat dit is sy spelpad het afgeneem omdat sy pa oorlede is en dis nie bewenig waar hy het dit ontken daar uit Japan en dis nie die waarheid nie het hy gesê so wat steek daar wat gaan daar aan daar by die Lions ek weet nie ek weet wel dat die dat daar waarskynlik tyd is vir 'n bietjie nuwe bloed in terme van die afrigtingskorps en ons sal kyk wat daar gebeur of hulle die moed van 'n oortuiging gaan hê om dit wel te doen weet ons nie sal ons maar moet sien maar ja, drastiese stappe is nodig daar. Ons praat oor die Stormers, ek het nou gesê. Die Stormers het nou twee van die drie eindstryde van die URC reeds gespeel. Hulle het een van hulle gewen, die heel eerste ene. Maar die heeltyd was hulle sedertdien op 'n 8 weet op 'n afwaartse kurwe. Al hoe swakker begin speel en ons begin sien dat hulle spelpatroon begin uitrafel het. Jy weet hulle herinner met die goof troep, jy gee die bal uit en alle koste of jy nou 10 tree teruggeduik word, maak nie saak nie. Doen die offload. Die afgelope naweek het John in sy artikel ook gesê iemand het vir John Dobson gesê dat was waarskynlik die Stormers se beste aanvalvertoning van die seisoen, maar ook terselfdertyd het die swakste verdediging van die hele seisoen gewees. Hoekom word dit toegelaat? Hoekom word die span toegelaat om so 'n gebrek aan dissipline te hê? Moenie vir my sê hulle het nie die regte verdedigingsafrigter nie. John Norman Laker is uitstekende verdedigingsafrigter. Hy was actually 'n kandidaat gewees om by Engeland te gaan afrig as hulle verdedigingsafrigter toe Felix Jones die trekpas gekry het. Dis hoe hoog hy aangeslaan word. Nou kom sê nie vir my sê die Stormers kan nie verdedig nie as gevolg van hulle afrigting. So ek dink in terme van die afrigting daai is deel tegnies is dit nie regtig 'n probleem nie. Ek dink die probleem lê dalk moontlik by John Dobson wat te vriendelik en te hand om die skouer met van die spelers is. Wat te lojaal is teenoor baie van sy spelers en nie noodwendig kan sien wat die pad vorentoe is nie. Ek dink die kontraktering by die Stormers is dalk 'n bietjie van 'n probleem. Jy weet daar's te veel diepte op party plekke, loskakel en daar's te min diepte op ander plekke, vaskop sit. Nou het Netling Forshey daai onregverdige rooi kaarte gekry het, is die Stormers op die agtervoet en ons het Saterdag gesien teen Connacht het hulle dit net gemaak. Hulle was doodgelukkig om daai laaste 3 teen hulle nie toegeken te hê nie as gevolg van obstruksie en die feit van saak hulle kon net so al so maklik verloor het. So wat is die probleem daar? Ek dink die Stormers kort 'n sterker hoofafrigter. John Dobson is waarskynlik 'n goeie direkteur van rugby. Hy het 'n lekker visie van rugby oor die algemeen. Ek weet nie noodwendig of dit so goed is vir 'n wedstryd spesifieke wedstrydplan nie. Ons het al gepraat, miskien moontlik Johan van Graan, wat van hom, ek weet sy kontrak is by Baal verleng tot 2030 toe, maar wat van ou Steineke Meyer, hy's op George, hy's terug, hy's die regte tipe benadering, hy's 'n baie sterk, streng ou, hy hou van strukture en reëls. Hy is 'n WP ondersteuner, hy het gesien die onderhoud wat ek met hom gehad het, wat nogal vir my baie snaaks was. Hoe bring ons hier so iemand in nie? Jy weet, dan kan hy onder John Dobson inskuif en met al hy talent en met die geldelike probleme wat waarskynlik nou iets in die verlede is, hoekom kan die Stormers nie beter doen as hulle nou doen nie? So ek dink as jy nou weer eens die Stormers se afrigtingskorps meet aan die goue standaard wat Leinster daar stel, skiet hulle tekort en ek dink in hierdie geval miskien skiet hulle tekort in by die hoofafrigter, nie noodwendig by die hulpafrigters nie. Ja, ek dink tyd vir herdink daarso. En ek weet nie of John Dobson weer hierdie jaar die Karibeker gaan afrig nie. Ek weet hulle het vir Brendan Venter betrek. Ek weet 'n klomp ander manne wat ook betrek is by die Karibeker. Maak dit 'n verskil, maar die feit van die saak is ek dink John Dobson moet dalk op 'n plek gaan sit en 'n bietjie sy plek in die WP of Stormers hiërargie weer daaroor weeg. Ons praat oor die span met die meeste springbokke, die meeste geld gespandeer en die minste resultate. Kom ons kyk na daai afrigtingslosie wat die John Plumtree daar sit en die heeltyd hang Neil Pell daar in die agtergrond rond. Ek kry die indruk asof hy die heeltyd oor John Plumtree se skouer loer en ek wonder of daar nie 'n bietjie van 'n wrywen daar is nie. Ek weet nie noodwendig of John Plumtree die regte afrigter is om al daai egos in daai span te beheer of te bestuur nie. Ons het gister oor gepraat met John ook dat die Springbokke in die Sharks span miskien hulle beste hou vir die Springbokke en dan kom hulle by die Sharks en nou wil hulle maar 'n bietjie terug maak. Seker hulle word nie beseer en dan sit hulle weer vir die Springbokke kan gaan speel. Baie keer wonder mense of dit nie is die skape is wat die plaas bestuur nie. Jy weet dalk is
dalk is die afrigter nie sterk genoeg om daai egos te beheer nie. Ek wonder daaroor. Kom ons weet weer eens hoe lyk die verdedigingsafritter, weet hulle teen Leinster, Jacques Nienaber, Jay Mangalo. Ek dink dan nie heeltemal so nie en ons gesien ook die Sharks het die meeste 3 afgestaan hierdie jaar. Jy is wel 'n goeie afrigter, maar noodwendig die regte afrigter, ek weet nie. Natuurlik spelpatroon, hoekom speel die Sharks so veranderder as wat die Springbokke speel met dieselfde spelers? Hoekom kan jy maar net daai selfde patroon probeer toepas nie? Die Sharks het die laaste seisoen byvoorbeeld vir Sia baie op 8 gebruik. Wat 'n opwindende moontlikheid is, maar gaan daai Sia op 8 inpas by die Springbok op 8? Dit's nou juist 'n probleem by die Springbok 8 omdat Jasper Wiese beseer is. Elder Gelou is beseer. So wie se kandidaate? Is dit Evan Roos? Is dit Cameron Hanekom? Is dit dalk Gou vir Cameron? Sia dalk 'n kandidaat. Wat gebeur dan as Sia van 6 of 8 skuif? Wat gebeur met 6? Wat gebeur met 7? Dit is alles 'n probleem omdat die Sharks 'n ander spelpatroon het. En ek wonder oor die algemeen of dit nie 'n probleem is dat die Springbokke so veranderder is as wat die franchises speel nie. Jy weet die Blues is aanvallend, die Stormers is baie flashy, die Sharks het weer 'n hele ander manier en die Bulle is soort van 'n bietjie van alles, baie aanvallend, baie sterk vaste fasette, baie die beste skram waarskynlik in klub rugby in die wêreld. Maar dit kom ook met 'n prys. Ja, so ek weet nie. Klaar praat oor die Sharks. Ek dink wat met die Sharks moet gebeur is eweneens dalk 'n nuwe afrigter want van ouers is Frankie Smit, daar's baie sterk sprake dat hy vir groter dinge bestem is, miskien vir Skotland. Ek dink Wallis is nou van die tafel af. Ek dink Steve Dandy, die Skotse verdedigingsafrit gaan soontoe gaan as Wallis se afrigter, lyk dit vir my. Maar ja, dalk is Franco, ek weet hy is ook 'n kandidaat om by die Bulle oor te neem, maar die Sharks wil iets moet doen. Hulle kan nie met al daai talent sit met al daai uitgawes elke jaar en dan bereik hulle niks nie. Weet hulle het nie hierdie jaar eens probeer om weer die Challenge Cup te wen nie. Hulle het sommer 'n akademiespan oorgestuur Lyon toe om daar gou deur die motions te gaan en net die wedstryd af te handel. Ek verstaan laas jaar moes hulle die Challenge Cup wen om te kon kwalifiseer vir die Champions Cup. Hierdie jaar as jy in die top 8 eindig in elk geval gaan jy vir die Champions Cup kwalifiseer, so hulle is nie geplan nie. Ja, die Challenge Cup is eintlik maar net 'n troostprys. Die Champions Cup is die eintlik een wat almal oor bekommerd is. Maar yes, dit voel net vir my so half of hulle dit so half afgemaak het. Dit voel nie vir reg nie. Die Bulle aan die ander kant, ons praat oor die Bulle. Hulle was vasbeslote, amper desperaat om hierdie Challenge Cup te wen. Hulle het by Bayonne opgedaag. Ek en Harry het tog al gewonder, hierdie Bayonne is nie 'n span wat jy moet onderskat nie, nie 'n span wat jy sonder handskoene gaan aanpak nie. En die Bulle het hulle gewen, oortuigend tog al gewen, nie sleg nie, alhoewel selfs met Bayonne hulle het weer eens nie hulle heel beste span gekies nie. Maar die Bulle het ook vir die eerste keer 'n jacket begin anders doen. Hy die span begin bietjie meer meng. Nie 'n A-span of 'n B-span nie, maar 'n A-B-span. Weet jy, 'n bietjie van al twee. Die beste spelers en dalk die naasbeste spelers gemeng. Om seker te maak almal kom aan die einde van die seisoen uit. En ek dink dit het vrugte afgewerp. Ek weet nie wat skief geloop het in Edinburgh nie. Daai eerste 20 minute, ek weet nie of die Bulle besef het hulle is in 'n wedstryd nie. Dat baie gou agtergeloop en toe van daarvan af opgevang. En dit kom weer eens terug na daai wisselvalligheid wat ek nou gepraat het ook by die Lions. Al ons Suid-Afrikaanse spanne is skuldig aan wisselvalligheid en ek wonder baie keer of dit nie te doen het met afrigting. So dan praat met die Bulle, ek dink vir my opinie Jake is die beste afrigter in Suid-Afrika. En ek dink Lossande so. Tegnies hy het die Wêreldbeker gewen, hy het die Challenge Cup al gewen toe hy in Frankryk afgerig het. Hy was die Bulle was 2 keer al in die eindstryd van die URC gewees. Die Challenge Cup het ons deurgedring na die laaste 8 toe. Ons het die Champions Cup laas jaar na die laaste 8 toe deurgedring terwyl ons geweet het ons gaan nie ons beste spelers stuur nie. En ek weet vir 'n feit dat Jake se plan is om waarskynlik 2027 eers reg aandag te gee in die Champions Cup. So Jake as 'n hoofafrigter dink ek is enige dag in dieselfde liga as ouens soos Leo Cullen as hy nou weer eens moet begin mee daar. So daar is nie 'n probleem nie. Ek wonder baie keer oor die hulpafrigters onder hom. Ek wonder baie keer of die breinstras by die Bulle dalk goed genoeg is om hom te gee wat hy nodig het. Om te sê wat hy moet hoor en nie wat hy wil hoor nie. Die Bulle het verlede jaar die beste aanvalsrekord gehad in die toernooi, hierdie jaar nie so goed nie. Hulle verdediging laas jaar was onder Gary Gould 'n bron van kommer. Hierdie jaar is dit beter onder John Teat. Ons het eintlik sien hoe goed hulle kan verdedig daai laaste paar minute teen Munster toe hulle verbeter teruggeveg het om seker te maak Munster kom nie terug en wen daai wedstryd nie sonder om enige afstrafskoppe af te staan. Maar in terme van aanval en in terme van afronding, die Bulle het hoeveel keer wat hulle in die rooi sone inkom, die 22, die kwartgebied van die opponente, en dan kry hulle nie daai aanval geleentheid omskep in punte nie. Dit gebeur elke keer. Die Bulle is geneig om dinge te stadig te maak, en nie noodwendig in plaas om dit vinnig te maak, maak hulle dit stadiger. En dit is deel van hulle probleem. En dis wonder of dit te doen het met die afrigting. Ek dink die Bulle kort waarskynlik ook 'n bietjie nuwe bloed, veral miskien op die aanval. Ek wonder wat volgende jaar gaan gebeur. Weet jy, Adrie Pollard kom, Jan Serfontein kom,
Nicolaas Jansen van Rensburg kom, Paul de Vet kom. Ek dink waarskynlik op papier volgende jaar gaan die Bulls die sterkste span hê of baie naby indien die heel sterkste span nie baie naby daaraan. Maar hoe gaan hulle doen? Weet wat gaan hulle aanvalspatroon wees? Hoe gaan hulle vir Andre Pollard gebruik? Gaan Pollard baie kan speel? As hy nie kan speel nie, wie is die kroonprins? Wie speel agter hom? Is dit Keegan Johannes? Is dit Johan Goosen? Is Johan Goosen 'n langtermynbelegging? So die vraag is net die Bulle het nou al hierdie aankope gedoen en ek dink as jy kyk na daai talent wat hulle het, dan gaan hulle moet volgende jaar gaan hulle moet uithaal en wys as hulle dit nie hierdie jaar kan regkry nie. En terwyl ons praat van die Bulle, ek wonder oor daai besluit om Curtly Arendse Japan toe te laat gaan. Ek verstaan die logika daar agter, jy weet. Laat ons nou maar gaan, dan kom hy terug, hy's gelukkig. Ons wil graag hê met sy kontrak verleng na einde 2026 dat hy langer by die Bulle bly. Maar niemand was verbaas om te hoor dat hy dalk dat hy waarskynlik in Japan wil bly nie. In Japan klink dit vir my 'n klomp geld aangebied vir die Bulle wat hulle van die hand gewys het. Hulle wil graag vir Curtly behou. Maar ek dink dis 'n onvermydelike feit dat iemand soos Curtly waarskynlik wil in Japan gaan speel. Hoekom? Dis aantreklik. Hulle speel 6-7 maande vir die jaar. Baie minder strawwe kompetisie, jou lyf kan nie seer nie, jou kondisionering is baie goed, die geld is baie goed, jou leefstyl is goed daarso. Die baie ding om te doen, jy kan terug huis toe kom na die seisoen afgehandel is, jy kan baie meer rus, jy moet wel Springbokke gaan speel en so, maar jy het baie meer af. Jou liggaam kry kans om te rus, jy kan jou loopbaan verleng. So hoekom gaan jy nie langer wil speel vir meer geld en minder speel jou lyf beter hou? Dit maak mos maar net sin. Kom ons weer terug na die hele situasie van is dit 'n goeie ding dat ons nou 12 maande van die jaar speel. Hoekom is ons Karibeker nou hier oor terwyl die Springbokke speel? Hoekom kan die Karibeker nie maar terwyl die JC nie gaan speel? Dat as spelers dit nou nie heeltemal maak in die JC nie, skuif hom af, Karibeker toe trek iemand op. Ek verstaan dat dit voorheen gedoen, ek is nie heeltemal seker hoekom hulle dit noodwendig geskuif het nie. Maar maak daai 3 maande venster oop hier wanneer die Springbokke in die gang is, dat die ouens 'n ruskans kan kry, want dit is nie volhoubaar nie, hierdie mense. Maak sig hoe goed jou afrigters is nie, dit is nie volhoubaar nie. Nou dis wat ek wil sê oor die afrigters. Ek wil vinnig praat oor die vaardighede. Nou my vriend Sean Laken wat daar in Australië bly, maar ook 'n Suid-Afrikaner. So 'n bietjie van 'n Ierse agtergrond, hy en John Robbie, baie goeie vriende. Hy gaan al lankie in my oor aan oor ons spanne se gebrek aan algemene basiese vaardighede. Bal vang, bal aangee, skop, regskop, jy weet, kan ons doen ons die scrums reg, doen ons die lynstande reg, tel ons reg op, spring ons reg, spring ons hoog, spring ons laag. Wanneer ons kompeteer vir die bal op 'n hoë skop, 'n ligskop. Daai tipe goeders. Daar sê ek altyd 'n blinde man kan met 'n stok aanvoel, ons is nie dieselfde standaard as die oorseese spanne nie. En hoekom is dit? Is waarskynlik te doen met afrigting. Maar ek het eendag met Kennedy Zimba gepraat. Hy is die Bulle se vaardigheidsafrigter. Hy het gesê hoe hard hulle daaraan werk en alles. En hy konsulteer saam met vriende van hom wat oorsee afrig ou span in Frankryk, ou in die Premier Liga in Engeland en 'n ou in Nieu-Seeland wat in Super Rugby betrokke is. So dis nie asof ons nie probeer om oorsee se kennis in te bring en onsself beter te maak nie. Ek weet nie wat die probleem daar is nie. Ek dink in 'n groot mate Suid-Afrikaanse spanne die probleem te dink. Okay, jy's nou vir die Bulle of jy's nou by die Lions. So jy weet hoe om 'n bal te vang. En dan word aandag gegee aan die fynere detail, maar die groot basiese goeders word aangeneem, dit is klaar in plek. Jy weet hoe om 'n bal te vang, anders sou jy nie vir die Lions gespeel het nie. Jy weet hoe om 'n bal te skop, anders sou jy nie vir die Stormers gespeel het nie. Jy weet hoe om 'n bal te vang in die lyn staan, anders sou jy nie vir die Bulle gespeel het nie. En dis nie noodwendig so nie. Jy weet, dalk is dit nodig om bietjie meer aandag te gee aan die basiese vaardighede en dan die fynere detail later weer terug te bring. Maar dit help nie jy probeer 'n Ferrari se engine instel as die engine een silinder missing het nie, jy weet, dit is 'n baie swak analogie daai, maar die punt is net die basiese goed moet in plek wees om die detail beter te kan maak. So ek wonder of ons nie 'n probleem daar het nie en ek gaan nog 'n bietjie met van die afrigters daaroor praat ook so. Ja, dis maar my gevoel, ek wil op niemand se tone trap nie. Dis maar net 'n blikkie van buite af wat ek dink wat hier by ons in die gang is. Ek dink ons het 'n probleem met afrigters in Afrika in terme van hulle kry dalk nie genoeg blootstelling nie. Van ons beste afrigters is oorsee. Ek het nou gepraat van Johan van Graan, ek het gepraat oor Franco Smit. Frans Ludeke in Japan 2 supertitels gewen in Suid-Afrika. Hy het sy span in Japan 'n titel gewen. Hy was baie sterk kandidaat geweest om Japan se hoofagter te word tot Eddie Jones daai een geskaak het met 'n paar slimstreke. Dis die tipe kaliber Suid-Afrikaanse afrigters wat daar is. Heineke Meyer het nou genoem het in Amerika gaan afrig. Die Houston Cybercats gevat tot baie hoog by die liga van nêrens af nie. Hy is terug in Suid-Afrika. Hoekom kan ons hom nie gebruik byvoorbeeld? Johan Ackerman is terug in Suid-Afrika. Hy help by die onder 20s. Hoekom kan ons hom nie gebruik nie?
Jy weet, daar's soveel talent. Hoekom word hierdie ouens nie beter aangewend nie? En ek wonder baie keer of daar 'n bietjie meer van bo af hier van die Springbokke se kant af bietjie meer koördinasie en kommunikasie moet wees om dinge beter te laat werk nie. Reg, dis nou my mond vol vir hierdie week, my mond spoel, dat my weet wat julle dink. Ek hoor graag van julle en onthou as ek nog sê asseblief, druk as subscribe knoppie, word deel van ons Rafa Rugby gemeenskap hier op YouTube, lekker Afrikaanse rugby. Ek gaan probeer om een keer die week hieroor te gesels oor iets wat my pla of iets wat vir my in die nuus is. Laat my weet wat jy dink of jy meer van wil sien en dan hoor ek binnekort weer van julle. Tot dan, groetnis.